Goeiemôre. Baie welkom vanoggend vir net soos julle daar sit. Kom ons raak rustig. Groot en wonderlik is u werke, Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig. Want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. My tema vanoggend is, ek gaan aan met God in ons midde, en die tema wat ek behandel is die ou en die nuwe verbond. Maar voor ek vir ons uit Hebreërs 8 al 13 verse lees, kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie vir een en elkeen wat hier in die kerkgebou sit, en dankie ook dat ons hier u mag dien. Dankie dat ons mag vra, bewaar en beskerm ons ook hier binnekant die gebou. Maak ons ore, ons verstand en ons harte oop vir u woord. Ontvanklik maak ons verstand vrugbaar vir die woord. Dankie Here dat ek ook kan getuig dat ek totaal en al afhanklik van u is. So bid ek dit ook vir hulle wat dit ook bely, maar dalk vir hulle wat dit nog nie heeltemal bely nie. Kom dra ek aan u op. Amen. Vers 1. Die hoofsaak van wat gesê is dit. Ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Die majesteit waarvan hy praat is die Vader, né? Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat deur die Here opgerig is, en nie deur 'n mens nie. Elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien egter slegs 'n afbeelding en 'n skadubeeld van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondstent op te rig, het God gesê: sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou 'n tweede nie nodig gewees het nie. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkominge deur te sê: kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het, om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie my verbond gehou nie, en ek het hulle verwerp, sê die Here. Dit is nou die verbond dat ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal ek dit skrywe. Ek sal hulle God wees,
en hulle sal vir my 'n volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Here ken nie. Hulle almal klein en groot sal my ken. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar en wat oud word en uitgedien raak, sal gou verdwyn. Tot sover. Hierdie stukkies verse vanaf vers 9 tot so by vers 11 kom uit Jeremia 31, vers 31 tot 34. Volgende preek ek verder oor God in ons midde. Want die vraag is, verstaan jy, God is in ons midde? Die meeste sal sê, hy is in ons midde, of in my midde, want Jesus woon deur sy gees in my lewe, in my hart. En dis waar, hy is teenwoordig in my lewe, hy luister as ek bid, en sien as ek sy woord lees. Maar verstaan jy die volle implikasie van God, van dit, God in ons midde? Want so baie kinders van God getuig, ek het Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker. En vir 'n begin leef die mense dalk godsdienstig en doen allerlei dinge by die kerk en is betrokke by die kerk, maar met verloop van tyd koel daardie godsdienstige lewe af. En kom hulle dalk net by tye kerk toe, doen nie meer regtig iets vir die kerk nie, is nie betrokke by die kerk nie, maar is so in hulle self gekeer. En dan is daar die mense wat van klein tyd af in die kerk groot geword het, een of ander tyd vir Christus Jesus aangeneem het, betrokke is by die kerk, maar hulle lewe getuig van vleeslikheid. Hulle hou hulle besig met vleeslike dinge en vir jare is daar net 'n vleeslikheid in hulle geestelike lewe. Met die doop wat op hande is, die eerste naweek in September, is dit weer nodig om te verstaan wat behels die verbond. Want as ek die verbond beter verstaan, gaan ek verstaan wat beteken God in ons midde. Die ou en die nuwe verbond. Verlede Sondag was die tema ook God in ons of in ons midde. En het jy dalk nie die hele boodskap verstaan, wat het die tema nou te doen gehad met dit wat ek gepreek het? Want die groot probleem in die kerk is dit, baie mense lees nie gereeld die Ou Testament. Hulle bepaal hulle net by die Nuwe Testament. Want Jesus het mos gekom, en ons het die Ou Testament nie meer nodig nie. En dalk is die meeste van julle wat dalk vanoggend hier so sit, want ek preek baie daaroor, wat dalk ook 'n liefde begin kry het vir die Ou Testament. En baie mense het nie eens die kennis, dit wat ek laas Sondag gesê, dat die God van die Ou Testament presies dieselfde God is van die Nuwe Testament. Of baie keer besef ons dit nie. Baie keer voel dit vir mense soos twee verskillende boeke, of asof die een tyd is hier gebeur en die ander tyd het daar gebeur. Hulle lees dit, maar nog nooit het dit hier binne 'n werklikheid geword nie. Of dit is moeilik om te verstaan, want dit is dalk omdat baie nog vleeslik is.
Ons verstaan nie altyd die geskiedenis van Israel en hoekom hierdie dinge opgeteken was nie, want as ek die Bybel lees, en veral die Ou Testament, is die gebeure nie so kronologies ingesit, soos wat dit in die Bybel is nie. Mens sal die dele moet mooi uithaal, om te wys hoe het die dinge in die geskiedenis van Israel gebeur, en tot wat het dit uitgeloop. Ons doop, want dit is die regte ding om te doen. Ek het so groot geword, dit word 'n ritueel, maar ons verstaan nie en besef die implikasie daarvan nie. Om werklik te verstaan wat beteken God is in ons midde, om in sy teenwoordigheid te ervaar, om bewus te wees hier by my, elke oomblik van die dag. Ek weet nie wie van julle ken die verhaal, ek dink die meeste ou mense ken die verhaal van Israel wat uit Egipte uitgetrek het. Israel het in die ou bedeling, in die ou verbond, het hulle God ervaar van buite af. God was daar gewees, bo in die lig, in die wolkkolom, bedags en snags in die vuurkolom, by die berg Sinai het hulle hom gaan aanbid. Maar God was altyd daar gewees. Die volk kon nie nader kom nie, omdat God heilig was, want God het op 'n stadium vir Moses gesê, sê vir die volk, hulle moenie aan die voet van die berg kom nie, want die een wat dit sou waag, sou ek met die doodslaan, of doodstraf. Wat is die ou verbond? Wat is die nuwe verbond? En hoekom was daar eers 'n ou verbond, en nou is daar 'n nuwe verbond? Baie mense verstaan nie hierdie ding nie. Kan die twee nie by mekaar sit nie. Nou wat was die ou verbond, en hoekom was hy dan daar? En hoekom was eers die ou verbond gewees, as die Here geweet het dat die mens van nature nie betroubaar is nie, en dat die mens homself nie kan red nie, hoekom het die Here dan die eerste verbond daar gesit? Ons moet eers verstaan dat God 'n God is van die verbond, en dat 'n mens dit in die woord sien, dat hy 'n God van die verbond is. God het die verbond tot stand gebring, en hy is die een wat dit in stand hou. Die eerste verbond wat God met die mens gesluit het, was eintlik van toepassing op alle mense gewees, en ons sien dit as dit reën. As dit reën, of klaar gereën het, dan sien ons die reënboog. Die Here het vir Noag gesê, jou en jou nageslag, so iets sal nooit weer gebeur nie, en as teken gee ek vir jou die verbond. Dit is 'n algemene verbond wat die Here met die mens gesluit het. Nog 'n verbond wat God met die mens gesluit het, of die nageslagte van Abraham meer spesifiek die gelowiges in Christus. Ekskuus my tong knoop vanoggend. God sê vir Abraham, ek sal jou 'n vader maak van 'n menigte nasies. Abraham, Isak en Jakob was die aartsvaders van Israel gewees. Want uit hulle het die volk van Israel gekom, met wie God 'n verbond gesluit het, by die berg Horeb. Onthou, in Eksodus 3 die Here vir Moses gesê, dit sal die teken wees, by hierdie berg, sal jy my kom aanbid. Maar Abraham word die vader van die gelowiges genoem. Die eerste verbond
wat God met die volk Israel gesluit het, was by die berg Horeb. Want in Genesis 15 vers 6 staan daar, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. En in Genesis 17, 2 hoofstuk verder, lees ons dat Abraham besny word, hy en die wat saam met hom was. Wat beteken dit? Abraham het geglo nog voor hy besny was, nog voordat hy die teken ontvang het. Dis hoekom hy die belofte ontvang van God, jy sal 'n vader van menigte nasies wees. Romeine 4 vers 3 herhaal Paulus wat in Genesis 15 vers 6 staan. Jakobus 2 vers 21 tot 23 lees ek die volgende. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Abraham het geglo voor God vir hom gegee het. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Met Moses se terugkeer by die berg Horeb sluit God 'n verbond met Moses en die volk, en uit hierdie verbond kom die 10 woorde van God, of soos ons dit ken in die Bybel, die 10 gebooie. Die verbond wat God met Abraham, Isak en Jakob gesluit het, kom in vervulling met in die 10 gebooie wat hy vir hulle gegee het. Die ou verbond het 2 eienskappe wat ons moet onthou en verstaan. Die eerste was dat dit deur God ingestel was en dat daar baie seën in vervat was en deel was van die plan wat God met die mens gehad het. Die tweede eienskap was dat die verbond slegs bedoel was as voorbereiding vir iets beters en daarom vir die mens die volkome verlossing bied, of daarom dat dit nie volkome verlossing bied vir die mense nie. Nou kan 'n mens vra, hoekom het God dan die ou verbond gegee, as die mens dan onbetroubaar is of was? Die antwoord op die vraag openbaar nie net die aard van die verbond nie, maar ook die doel daarmee. 'n Mens moet leer dat as jy hoër dinge wil bereik, moet jy eers getrouer wees aan die kleiner dingetjies. Ten spyte van die sonde het God geweet dat die mens tussen goed en kwaad kan onderskei. Elke mens het 'n gewete. Jy kan dit self sien vir 'n kleintjie. As jy vir hom sê, moenie aan die warmplaat vat nie, wat doen hy gewoonlik? Hy toets dit. Die Here het ons 'n gewete gegee. God het die wet gegee om die mens op te voed en op te lei. Die wet het die sonde kom uitwys. Die ander kant van die wet het ook die heiligheid kom wys. En saam met die wet het die vloek gekom. Die wet het dus die noodsaaklikheid kom uitwys dat 'n mens 'n verlosser nodig het, dat die mens nie in staat is om homself te red nie. Die ou verbond het dus die voorbereidingswerk kom doen. Dis wat die ou verbond kom doen het. Die ou verbond
Die tydelike het gewys op die nuwe verbond wat sou kom, die volmaakte. Wat is hierdie nuwe verbond? Is dit wat Christus Jesus kom doen het vir ons aan die kruis? Dis hoekom die Ou Testament vertel van hierdie tydelike en die heenwyse op die volmaakte wat gekom het in Christus Jesus. Ons sien veral in Jesaja, Jeremia, Esegiel en van die kleiner profete wat praat van die Messias wat sou kom. Jeremia 31 vers 31 sê die Here, die nuwe verbond wat ek later met Israel sal maak, sal so sê. Ek sal my wet in hulle gedagtes vaslê en dit op hulle harte skryf. En juis dit bevestig die goeie werk wat ek in jou begin en sal volbring. Die nuwe verbond waarvan Jeremia praat, wat die Here tot stand sal bring. Met ander woorde, die wet in die ou verbond moes hulle werk om geregtigheid en dit het die broosheid van die mens na vore gebring, sy onvermoë om homself te red. En die wet in die nuwe verbond word in die gelowige se hart geskryf, want die uitvoering en bewys is van die liefde. Omdat ek hom lief het hy my eerste lief gehad. Daarom sal ek die wet en kan ek die wet nakom, deur sy inwonende gees wat in elke gelowige kom woning maak het. Jou liggaam, soos Paulus skryf, is 'n tempel van die Heilige Gees. Nou maak dit dalk sin. As ek die vorige 2 Sondae vir jou vertel. Dat dit hy was, ek is, wat met Israel die verbond gesluit het, die verbond in stand gehou het, maar die volk was die ontroue gedeelte van die verbond gewees. En juis daardie ontrouheid van die mens het dit genoodsaak dat hy wat die verbond gesluit het en hierdie verbond in stand gehou het, self moes kom om daardie verbond te volbring, die tydelike te vervang met die nuwe. Hy het mens geword sodat hy met sy liggaam wat vir ons gebreek was en sy bloed wat vir ons sondes gevloei het, die eens volmaakte offer was. Dan maak dit sin, die offers in die Ou Testament. Die bloed wat gevloei het vir individue se sonde, die heilige en die allerheiligste plek in die tempel. Die dag toe die Here aan die kruis gehang het, toe die voorhangsel geskeur. Hy, ek is, het vir my en vir jou direkte toegang gegee tot die Vader. Dat hy nie meer aan die buitekant van die verbond staan nie. En die mens probeer aan die kant die verbond hou. Dat hy met die nuwe verbond nie meer buite die verbond staan nie, maar kom woning maak in my en jou. Die nuwe verbond kom volbring. Nou maak dit sin wat ek vir julle gesê het. Die Ou Testament het die noodsaaklikheid van die kruis gesien. Dit het uitgeloop tot op die kruis. Met ander woorde, dit was die volmaakte, die nie volmaakte, die tydelike. En die Nuwe Testament was die gevolg van die kruis wat die volmaakte bewerkstellig het in Christus Jesus.
Die kruis sonder Christus is sinneloos. Hy het juis daardeur kom sin gee. God het kom sin maak aan die verbond. Hebreërs 9 vers 22 tot 28 lees die volgende. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Onthou toe Israel geoffer het. Hy het vir sy sondes 'n offer gebring. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar deur die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Verstaan julle wat daar staan? Paulus praat van die afbeeldinge van die werklike. Dit wat in die Ou Testament, dit was 'n afbeelding van die werklike wat moes kom. Die ou verbond, die nuwe verbond. Die ou verbond was die afbeelding van die nuwe verbond. Daar's 'n rede hoekom God 2 verbonde met die mens gesluit het. Want Christus het nie ingegaan in heiligdom met hande gemaak. Die heiligdom in die Ou Testament het die mens met sy hande gemaak. Die nuwe een en die nuwe verbond is nie met mense hande gemaak nie. 'n teebeeld van die ware, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met die bloed wat nie sy is nie. Verstaan julle? In die Ou Testament moes hulle voortdurend offers bring. Want die priester self moes vir hulle self ook offers gebring het. Die volmaakte wat Christus gebring het, die eenmalige offer, het al hierdie dinge kon vervang. Dit het eenmaal gebeur. Die bloed het eenmaal gevloei. Vers 26, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Johannes 8:58 het Jesus mos gesê, voor Abraham daar was ek. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde te verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Die eerste verbond het die wet gekom om die sonde uit te wys en die heiligheid saam met dit. Met die nuwe verbond en die mens se onvermoë om homself te kon red. Dis hoekom die tweede verbond gekom het. Want dit het gewys dat die mens 'n redder nodig het, 'n volmaakte offer. Dis hoekom dit wat in die Ou Testament gebeur het, was 'n afbeelding van die tydelike. Die Nuwe Testament is dit wat die volmaakte is, wat eenmalig gekom het. En juis die belofte van die nuwe verbond van uiting in God in ons midde. Dalk verstaan ek nou God in ons midde. God is nie meer daar buite by sy volk betrokke nie, maar hy is nou binne-in God in ons midde. Hy staan nie nou meer buitekant die verbond nie, die oue. Hy staan nou juis binne die verbond, die nuwe. Hy kom maak woning in sy kinders. God in ons midde. Yeshua Messiah. Amen. Kom ons buig ons hoofde.
Here, dankie dat ons U mag aanbid as Vader, Seun en Heilige Gees. En dat Vader, Seun en Heilige Gees bemoeienis gemaak het met die mens. Dat die Vader, die Seun, die Heilige Gees betrokke is by die redding van die mens. Dat die Vader, die Seun, die Heilige Gees in die heilsgeskiedenis van die mens teenwoordig is, van die begin tot eendag in die verre toekoms. Dat God was, dat God is en dat God sal wees. Here, dankie dat ek vir hulle kan bid hierso en dat ek kan vra, Here, dra vir hulle in hierdie dag, wees met hulle in hierdie dag. En ek bid ook, Here, dat die afgelope boodskappe wat vaste kos is, kos waaraan ons sal moet herkou, moet sal gaan dink daaroor, moet gaan bid daaroor, U woord sal vat, dit gaan bestudeer, dat ons nie kits Christene sal wees, maar Christene wat tyd en bemoeienis maak saam met U en in die woord, dat ek kan groei in my geestelike lewe en dit na buite toe kan uitleef. Leef ons ook verder in hierdie dag, Here, en dankie dat U vir ons teenwoordig was, ook vanoggend hier saam met ons in die diens, God in ons midde, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, mag die genade van die Here Jesus Christus, die Verlosser van sy kinders, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die inwonende Gees van God, by en met julle almal wees. Amen.